derde episode saam met Radio Kragbron. En ons gesels vandag met Rian van Wistek, wat ons bietjie meer gaan vertel oor die internet. Welkom by Bronx TV. Ons gesels vandag bietjie met Marsha Keen. Marsha, sê vir ons, wat is jou doel hierso by Radio Kragbron? Wel, my kan ons besê my titel by Radio Kragbron is ek is die programbestuurder en die nuusredakteur. Ja. En dit behels basies dat ek skeduleer al ons programme, al ons gaste wat inkom vir promosiegesprekke of wat inkom vir klein gesprekkies of gemeenskapstipe belanggesprekke, skeduleer ek op ons dagskedule wat elke dag moet uitgaan. Ja. So dit finaliseer ek ook vir die radiostasie en ook as daar nuwe programme begin word, dan staan ek half amper aan die stuur van die administrasie daar. Jy is eintlik in beheer van die vooruitgang van Radio Kragbron, as ek dit so kan sê. Ja. Een ding wat ek nou al baie lank al vir jou eintlik wou gevra het, ek sien julle slogan, as ek dit so kan stel, is julle is die radiostasie met visie. Ja. Wat presies is julle visie, as ek mag vra? Weet jy, ons visie is om aan ons luisteraars, kyk, ons sê ons is 'n gesin. Ons is nie 'n radiostasie en se luisteraars nie, ons is eintlik een groot gesin en ons visie is om aan ons gesinslede regtig dienste verskaf en hulle by te staan. Ek is baie dankbaar dat ons nou uiteindelik weet wat jou doel en jou verrigtinge is hierso by Radio Kragbron. Baie dankie. Dit was ons geselsie met Marsha Keen en ons sal definitief 'n bietjie later met haar gesels in die ateljee. Sien julle later. En nou is dit tyd vir ons weeklikse program Ons en die Tegnologie saam met Bronx TV. Hi, ek is Arno van Skalkwyk van Bronx TV se kant af en ek wil baie graag aan Radio Kragbron se luisteraars baie welkom sê en baie dankie vir die geleentheid wat ons julle kan bied om bietjie na ons te luister, om bietjie meer te gesels oor die internet en die tegnologie daar buite wat beskikbaar is. Baie dankie Marsha ook vir die geleentheid wat ons het om op jou program te wees en saam met ons is Rian van Wistek wat vir ons bietjie meer gaan vertel oor die internet. Fantasties, Rian, baie welkom by Radio Kragbron. Arno, julle is altyd welkom by Radio Kragbron. Baie dankie Marsha, dit is lekker om hier by julle te wees. Fantasties en baie dankie en welkom aan almal wat ook in die ateljee is by Radio Kragbron. Nou, ons het verlede week baie interessant gesels bietjie oor die geskiedenis van die internet en ek weet daar het mense nou uitgevind, weet jy, die internet is eintlik baie ouer as wat hulle gedink het dit is. Maar voordat ons nou aangaan met ons res van ons internetprogram, Rian, vertel ons bietjie eers van jouself. Wie is Wistek? Wat is dit? Wistek is in Engels sê hulle 'n WISP, dit staan vir 'n Wireless Internet Service Provider. Wat ons basies doen is, in steede om koperlyne te gebruik ons radiosyne om iets soos internet en telekommunikasie en fakse en al daai tipe klas van protokols oor die lug te stuur sonder dat daar fisiese draad aan gekoppel is. En ons maatskappy is basies, ons doen daai tipe klas van dinge. Ons sit maar die goeders bymekaar en gee die goeders vir kliënte. En dan kan hulle, jy weet, daar's baie mense daar buite wat nie hierdie funksies het nie as gevolg van die lyne wat nie daar is nie, dan kan ons hierdie goeders vervang deur draadloose internet en dit is maar ons. Ja. So Rian, ek glo net as dit dan nou so onveilig is en is daar dan moet daar tog sekerlik maniere wees hoe om dit veilig te maak. Daar's definitief maniere om dit veiliger te maak. Ek sou sê is 'n mens na 'n leek toe gaan en vir hom vra, doen hierdie tipe klas van ding vir my, gaan jy dalk probleme optel verder vorentoe. Maar wanneer jy met gespesialiseerde persone sou praat en wat weet wat hulle doen, Ja. kan hulle vir jou die regte goeders opstel en in 'n plek sit om te verseker dat dit veilig vir jou gaan wees. Maar kan dit nie nou gebeur omdat dit die radiosein oral is, maak dit nie 'n bietjie gevaarlik dat iemand miskien op jou sein kan ingaan en so die internet gebruik nie? Ek sou sê dit mag jy miskien bietjie skok, is dat wireless internet seker die gevaarlikste manier van internet gebruik is, omdat daai sein oral is. Ja. Hy skyn deur alles. So jy kan letterlik, kyk, as ons 'n koperlyn het, kan ons die koperlyn klip en ons kan gou-gou net ietsie op hom koppel en daarvan af probeer trek. As ek nou byvoorbeeld 'n 6 voet sloot gaan grou om by die Telkom se kabel uit te kom. Ja. Waar die internet, die wireless internet, kan jy basies enige plek sit, jy kan op hom inlok. As hy nie reg opgestel is nie, lok ek by hom in en ek hack op hom in basies en ek gebruik hom. So dit is baie gevaarlik as dit nie reg opgestel word nie. Dit is seker die gevaarlikste. Nou wat kan mens doen om dit te beveilig? Dit is wat die ding basies inkom. Ons ouens wat hierdie goeders doen, maak gebruik van firewalls. Ons het 'n produk wat ons gebruik wat
hulle eie firewalls het. Die produk wat ek by jou huis byvoorbeeld sal opsit, is 'n rekenaar op sy eie. Ja. Hy sit in 'n baie kleiner formaat. Hy het daar 'n skyf in, hy het 'n memory in, hy het 'n CPU in, hy het sy wireless kaart en alles. En hierdie ding het 'n sagte ware protokol waarop hy hardloop soos Windows, maar net in Linux. En in daai program kan ek dan vir hom 'n firewall gaan opstel. En hierdie firewall sal keer dat net daai protokol waarmee gesels word, dit sal deurgaan. En die res sal hy byvoorbeeld afgooi. Wanneer hulle met mekaar praat, dan gooi hulle vir mekaar eintlik pakkies deur die lug. Nou hierdie pakkies wat nie hoort nie, word dan afgegooi en die pakkies wat geherken word dan aanvaar. En dit is basies wat dan hierdie wireless internet dan weer die veiligste internet maak wat jy kan kry. As jy hom nou reg opgestel het, dan is dit sommer baie maklik en dit is baie veilig. Moet regte kennis agter dit gooi en dis baie veiliger as 'n koperdraad. Koperdraad kan ek nog by hom gaan opklip en hom dien, maar daai draad wat daar nêrens in die lug is nie, ek kan nie by hom inlok nie. So net om weer die vraag aan jou terug te dink jy regtig waar internetbankfunksies is regtig waar so veilig? Dis baie veilig. So Dis daar baie veilig. vir al die luisteraars wat buite kan met 'n geruste hart sit en glo dat sy geld is veilig in die bank. Sy geld is veilig in die bank, mits hy nie dom optree nie. Daar is mense daar buite wat vir jou 'n e-pos sal stuur en sê, hoorie, ons het die rekenaar by ons se databasis het gevou en nou moet ons jou inligting weer terugkry op die databasis. Kan jy nie asseblief vir ons jou username en password stuur nie? Die banke sal dit nie doen nie. 'n Bank sal jou nie eers bel en vir jou dit vra nie. Die bank sal vir jou sê jy moet inkom en jy moet dit daar kom doen. Dan ook aan die ander kant is banke so goed gerigsteen dat jy nie daai oproep gaan kry om in te gaan na die bank toe om vir hom te sê, hoorie, so ons moet nou weer jou inligting vir jou kry. Die banke het goeie rigstene vir al hierdie tipe klas van goede. So ek wil net dat dit in die luisteraar moet nooit 'n e-pos aanvaar wat vir jou vra vir jou username en jou password nie. Microsoft het 'n protokol uitgebring, dis 'n phishing alert. En dit help dan so op 'n manier om jou te keer dat jy nie van jou inligting op jou rekenaar wat belangrik is na die buitewêreld per ongeluk sou stuur of enigiets nie. Moenie inlog by 'n webwerf wat vir jou suspicieus lyk, wat vir jou die bank gaan jou eenvoudig nie vra nie. Geen operateur gaan jou vra wat is jou username en password. Dit is jy mag dit vir niemand gee nie. Dit is jou eiendom daai en dit is jou sekuriteit. So sekuriteit gaan net tot by die kliënt self. Banke, al daai goeders, baie sekuriteit bewus. Die kliënt nie altyd nie. Fantasties. En hoe sal die mense met julle in verbinding tree? Weet jy, Masha, jy kan my by my kantoor bel by kan ek maar die nommer vir jou gee? Ja, gee gou. Jy kan my by die kantoor bel by 087 805 8533. En dit is toevallig ook 'n lyn wat ons deur ons internet bel op ons eie stelsel. Wonderlik. Dis 0878058533. Hulle kan vir julle ook skakel hierso by die radiostasie en dat julle sal die inligting hê en hulle kan ook vir Bronx TV. Ons werk baie lekker saam met Bronx TV daar by ons dorp. En hulle kan selfs vir hulle kontak en alles. So daar's 'n paar maniere vir ons luisteraars om te kan kontak maak met ons om hierdie exciting produkte kan koop. Ja nee, dit klink vir my baie opwindend en ek moet sê ek het nou nogal heelwat geleer in ons kuiertjie saam hier op Radio Kragbron vanoggend. Ek voel nou meer ingelig oor die internetveiligheid en ek sal vir my internetbankdienste gaan regkry. Nooit uit om iets nuuts te leer. Ja nee, dis waar. As mens ophou leer, moet mens ophou asemhaal. Hulle sê dit mos, né? Nou Arno, ek sien jy brand. Weet jy nie, ek wil net van my kant af en van Bronx TV se kant af sê baie dankie vir Rian van Wistek. Ons is baie dankbaar en as die luisteraars enige vrae het of enige meer inligting wil kry oor dit, kan my ook gerus skakel by 072 06 17183 of hulle kan net op ons webwerf ingaan wat bronx.tv is, bronks.tv. En dan wil ek ook net vir jou sê baie dankie Masha vir jou tyd en ons gesels weer volgende week met jou waar ons bietjie saam met Wouter van der Venter, bekende musikant en ook die opname en hoe sê hulle die recording artist of die recording hoof is van Bronx TV. Baie dankie vir jou tyd. Fantasties, baie dankie julle en dit was hierdie week se aflewering van Ons en die Tegnologie.